Goeiemôre broer en suster, hartlik welkom hier onder die gelui van die kerkkloktoring. Salome, wil jy nie vir my die remote bring nie asseblief? Bring hom net vir my, dan sal ek homself hanteer, dankie. Baie hartlik welkom, hier is vanmôre heelwat nuwe gesigte en hulle is hier om saam te wees met ons ouers wat vanoggend 'n babatjie ten doop bring. So baie hartlik welkom vir julle almal wat vir ons kom kuier het van heinde en verre en bly om te sien Jano en sy vrou het vriende. Ek het net met hulle gewerk. Nou is die vriende in die familie hier. Dit is goed om te sien. Broer, suster, welkom hier by ons in die erediens, hier waar ons hierdie tyd van die jaar 'n bietjie rustig raak. Ons kerk is opgemaak omdat ons uitsien na die Kersgety en ons dienste is so ingerig dat ons met verwagting uitsien na Kersfees. So ek nooi vir u om saam die diens met ons te geniet. Ek sien julle waai en gaan te kere. Ek het vanmôre gedink, ja, ons moet water uitsit vir die mense, want het lyk vir my net om van die kar af tot binne in die kerk te stap, laat jou sweet vandag, né? Dit is maar die tyd van die jaar, wil gisterand begin warm kry, so waai maar, ons weet dit is warm, en dit is baie keer 'n bietjie bedompig. Ja, en die ander ding is, met Eskom, weet ek self nie wat ek vanmôre gaan preek nie, want ek het so baie kragonderbrekings, dat ek nie by my eie PowerPoint kan uitkom te sien alles is reg nie. So kom ons kyk of ons mekaar kan verras vanmôre met die PowerPoint. Gelukkig het ek my preek al donderdag uitgedruk, omdat ek probeer die kragonderbrekings voorwees. Kom ons raak stil en dan fokus ons op die rede, groot rede oor waarom ons hier is vanoggend. Dit gaan daaroor dat ons die Here ken, die Here aanbid, die Here soek, die Here kom lof bring aan die Here deur ons teenwoordigheid. U het vanoggend wakker geword, u het opgestaan, u het 'n rede om hier te wees. Mag daardie rede u liefde vir God wees. Kom ons raak stil. My hart is standvastig, o God. Ek wil sing, ek wil lof sing, ja, van harte. Word wakker, harp en lier. Ek wil die dagbreek wakker maak. Ek wil u dank onder die volke, Here. Ek wil u besing onder die nasies, want groot, ja, hoër as die hemel is u troue liefde, tot by die wolke is u die waarheid. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Ek nooi vir u om sittende lied 320 vers 1 en 5 te sing, 'n soort van 'n toenaderingslied, 'n gebedslied wat ons vir die Here sê, ons soek u, ons wil nader wees aan u, en daarna gaan ek vir u nooi, dan sing ons staande lied 334,
vers 1 tot 3. Sittende nou, lied 320, vers 1 en vers 5. En dan sing ons hartlik die volgende lied as 'n vreugdeslied dat ons die Here in ons lewe ontmoet het. Ek nooi vir u om sommer te bly staan. Ekskuus, ek moes gesê het, ek wil graag die volgende woorde aan u uitspreek. In Lukas 1 lees ons dat die engel aan Maria verskyn het en vir haar gesê het, moenie bang wees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Vanoggend wil ek die woorde herhaal, maar ek wil jou naam daarin sit. Moenie bang wees nie, Pieter, Kobus, Jan, Sunny, want jy het genade by God gevind. Moenie bang wees nie. Hou op bang wees. Hou so baie vrae vra. God se genade, God se liefde. Ontvang daardie genade van die Here vanoggend opnuut. Hou op om bang te wees. Ek gee vir u rede om te sing saam met my en dan kan u daarna nog bly staan en dan kan u gaan sit want ons gaan net na ons hierdie lied gesing het, net die eerste vers gaan ons saam die geloofsbelijdenis sê en dan kan u enige tyd gaan sit daarna. Vader, wat sy son vergewe,
Saam met my, sê saam met my hart op die volgende woorde as deel van u en my geloofsbelijdenis, dit wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. U kan maar gaan sit. Vanoggend steek ons 'n 3de kers aan. Die eerste kers was die een van hoop, die tweede een van vrede, en vanoggend se kers wat ons aansteek is die kers van vreugde. En soos die koms van Jesus, ons verlosser naderkom en ons dit gaan vier op Kersdag, bou ons vreugde op, soos wat hierdie afwagting van die geboorte van Christus weer vir ons opbou. Ek nooi vir u om so sittende te sing met 'n stuk vreugde in die hart, met 'n stuk blydskap in die hart, saam te sing lied 171, vers 1 en vers 2. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is u gemeente hier by mekaar en is u kerk oral oor die wêreld by mekaar en besing ons u lof. Te midde van 'n wêreld wat beklei en wat stoei en wat sukkel en wat tou trek, kom ons en ons sing u lof. Ons sing dat u na ons toe gekom het. Ons sing oor u vrede en u vreugde in ons harte. Ons sing omdat ons iets het om uit te dra na hierdie wêreld. Dat Jesus se koninkryk gekom het en dat die wêreld anders mag lyk, kan lyk, moet lyk. Niks kan hierdie vreugde in ons harte steel nie, omdat ons dit by u gekry het. Ons behoort aan u. Die wêreld behoort aan u. Here, ons gebed is dat die wêreld mag hoor en mag sien dat u gekom het om vrede en vreugde te bring
vir ons almal. Seën vanoggend. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan, broers, ons is so 'n bietjie van 'n nuwe pogingkie aangewend om ons afkondiging sommer binne die erediens, binne die bietjie vroeër in die erediens te doen. En vanoggend wil ek sommer net so vinnig hier en daar 'n dingetjie aanraak. Die aankondigingspapiertjie is nog mooi volledig. Elmer het vir ons vars een gedruk vir vanoggend. So alles is mooi duidelik daaroor. Ons probeer hier oor die vakansietyd, as dit vir u kan werk of pas, ons ekstra kospakkies saam te bring vir die mense wat ons hier oor die vakansietyd mee help. En daar's 'n mooi storie of lank genoeg verduideliking daarvan en u kan dit maar daar lees. Die inhoud van hierdie kospakkies is aan die binnekant van die bladsy sodat u kan sien wat is dit min of meer wat ons graag die mense mee wil mee help in hierdie vakansietye. Baie van hulle werk nie oor die vakansie nie, sit by die huise en het nood en die kindertjies wat moet versorg word. En dis hoekom ons as gemeente graag daarmee help. Dan het ons 'n lang lys van mense wat almal verjaar hier in Desember maand. Hartlik geluk aan almal. Dit is altyd lekker as 'n mens jou lewe kan vier. Ons het ook op ons voorbereidingslysie 'n paar name. Omenie van der Walt het geval. En toe met die val, toe val sommer al die ander goeders ook al. Baie van sy het baie erg seer gekry op sy longe en hy moes nou lank amper onder sedasie wees en ons het nogal geskrik. Dit lyk daarom, dis nou beter. Maar ons moet hom eers, die dokters moet hom eers sterker kry voordat hulle aan sy been kan opereer wat baie sleg gebreek het. So ek dink daar lê nog so 'n paadjie vir hom voor in die hospitaal. Dan die Corrie Wenzel is so in en uit die hospitaal onder tuisversorging tans. Oud dominee Erik Brandt is hier by ons ongesteld, maar tuis en vanoggend by ons in die diens. Ons is bly dat u hier is. Helene Hugo sien ek nie vanoggend nie. Ek kry terapie nog nadat sy 'n reeks van terugslaggies gehad het na 'n operasie, maar op die ou end toe ook 'n klein beroerte agter die oog gehad het en nou moet sy terapie kry om die oog weer reg te kry. En dan Rousseau Libbe, Antoinette Ellis en Rita Grobler ontvang almal nog steeds kankerbehandeling. Die Woeker winkeltjie is 'n nuwe inisiatief en dit is beskikbaar na kerk oop. Jy kan gerus daar gaan loer. Almanak is op pad. Die dominees is met verlof, party van hulle. Die ander gaan later. En Kersdag asseblief is 8:00 die oggend, nie 9:00 nie. So maak net 'n notaatjie daarvan sodat u die res van die Kersdag dan saam met die families kan wees. Dis min of meer die afkondigings. Dit gaan dit daar laat. Nou het ons ook die wonderlike voorreg, het ek ons vir u gesê dat ons babatjie gaan doop vanoggend en dit is Janke van Sail se beurt om gedoop te word, maar wanneer ons doop dan herinner ons mekaar dat ons almal ook gedoop is en ek wil vinnig net weer die betekenis van die doop gou-gou vir ons herhaal. Ons doop, hoekom? Omdat die Here 'n verbond met ons aangegaan het, omdat die Here sy hand na ons toe eerste uitgesteek het. Dis hoekom ons doop. Daar is lang verduidelikinge daarvan vanuit die Ou Testament en die Here het vanaf toe af vir ons die tekens van die verbond gegee, die besnydenis en daarna in Jesus die doop. En ons het die opdrag van Jesus gekry aan sy disippels om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Here, Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En so die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. En van ons vra hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Verbondskinders van gelowiges word ook gedoop omdat dit nie iets is wat van ons kant af kom nie, iets wat van die Here se kant af na ons toe kom. En die Here skryf sy drie-enige naam alreeds oor die lewe van gelowiges se kinders, en daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar ouers of 'n ouer tot geloof gekom het. En al verstaan die kleintjies nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit 'n vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig dit vir ons? Wat moet ons daarmee maak? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en die eise van hierdie verbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening
van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ons ervaring was oor jare heen dat ons hopeloos te min met ons kinders praat oor die feit dat hulle gedoop is. Ek self het groot geword in 'n Christelike huis, maar daar is nooit met my oor die doop gesels nie. Terwyl die doop so 'n fantastiese, wonderlike gawe is wat die Here vir ons gegee het, en ons kinders kan groot maak van babetjiedag af om vir hulle te vertel, jy's gedoop, en wat beteken dit? Dit gee so 'n stuk absolute sekuriteit in 'n kind se lewe. En is dit ek dink dit is nadelig wanneer 'n kind eers moet oud raak en groot raak en dan hoor jy is gedoop, maar dit beteken vir jou al die tyd iets. So kom ons praat met ons kinders van kleins af oor die wonderlike gawe wat die Here, inisiatief wat die Here oor hulle lewens uitgevoer het om hulle ten doop te bring. Ek roep graag die ouers van Janke om asseblief hier voor by die kansel by my te kom staan. Jano en Mariska. Ons sê agter. Sy kan met die kleintjie saambring. Dan, of is daar 'n spesiale iemand wat met kleintjie moet bring? Bring eers vir Mariska en dan. Ek het al 'n mooi pad met die twee mense geloop. Ek kan nie eers meer onthou wat ek alles met julle aangevang het nie. Vir julle help bygestaan. Alles al, dat julle gesond moet word toe jy siek was, en dat julle getroud moet kry, en al die mooi stories in julle lewe. Dit is altyd lekker vir 'n predikant om sulke stukkies van mense se lewensreise saam met hulle te loop. Ek wil graag vir julle twee aan julle voorhou, die vrae en die verbintenis wat julle twee gaan maak, in reaksie op die verbintenis wat die Here aan ons kleintjies gaan maak, en daarna gaan ons vir Janke laat inkom. Geliefdes in die Here Jesus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit 'n gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende 3 vrae antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van die Here staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kindjie van wie julle die ouers is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle twee se antwoord? Kom ons laat haar inkom. Weet sy moet kom. Sy kan loop. Sy kan al amper loop. Ja. Ek wil graag vra. Ek is nou 'n bietjie bang om te vra dat almal wat verbind is aan hierdie kind moet voorkom staan, want ek is bang die kerk gaan tip, want ek het 'n vermoede dis omtrent julle almal. Wil die grootouers nie net hier kom staan nie? Oupas en oumas, wie is hierso? Kom staan nie by ons, dit is so 'n groot moment in 'n kinders se lewens, en dit is 'n voorreg om vir julle saam met ons hier te hê en hierdie mooi geleentheid met julle te deel. Dis 'n oom wat hom inbring, vir haar inbring. Oom kan ook maar hier bly staan. Staan sommer net hier. Jy hoef nêrens te gaan nie. Waar is nog 'n oupa en 'n ouma? Hierso is. Welkom by ons, kom staan. Dit is so lekker om as ouers, grootouers hier te hê, en ons weet mos nou wat 'n vreugde 'n klein ding vir 'n mens bring, maar op 'n geloofspad of op ons geestelike pad is vandag dan ook 'n baie spesiale dag in ons kleinkinders se lewens en in ons as grootouers se lewens. So kom ons doop haar in die naam van die Here. Kom hou haar kop hier oor die water asseblief. Janke van Sail, ek doop jou in die naam van God die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam.
Here, hierdie is 'n handeling wat ons uitvoer omdat ons die opdrag by Jesus gekry het. Hierin lê daar soveel sekuriteit, soveel vreugde, soveel vastigheid vir hierdie kleintjie se lewensreis op aarde. Alle lof en eer kom U toe, dat ons vanoggend hierdie sekuriteit op haar lewe kan bevestig, U naam oor haar lewe kan skryf, haar kan herinner, die res van haar lewe, dat die Here vir haar liefhet, sy naam oor haar lewe geskryf het. Dankie dat hierdie doop vanoggend ook vir ons wat gedoop is herinner, dat ons aan U behoort, dat die inisiatief van U afkom, dat U ons kom soek het, en dat U ons kom vasmaak het aan U hart. Ons loof en prys U daarvoor. Seën en rus die ouers toe met hulle opvoedingstaak en lei vir hulle in wysheid, met liefde en met geduld om hierdie kleintjie te begelei op haar lewenspad. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vir julle 'n Bybel gee, ons gaan vir julle 'n doopseel gee en ons gaan vir julle 'n kersie gee. Waar is die kersie? Ek gaan gou die kersie brandsteek en is alles sommer net sulke simbole wat ons aan mekaar gee sodat ons iets tasbaars het om vandag te onthou. En julle het mos nou hierdie datum van vandag, die 11de Desember, wanneer verjaar sy? 23 Mei. 23 Mei gaan sy koek kry, maar op 11 Desember gaan sy ook 'n koek kry en 'n kersbrand gesteek word en vir haar geestelike storie vertel. So sy het 2 groot momente in haar lewe al wat elke jaar gevier gaan word. Daar is 'n wonderlike lied wat ek sommer gedink het, kom ons is saam met die Here opgewonde en ons sing die volgende vrolike lied om oor dankbaarheid dat ons gedoop is. Dit borrel in my want ek is so bly. Jesus het my lief. Hy het vir my gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Terwyl hulle so staan, kom ons sing hierdie lied. Baie hartlik geluk. Julle kan gaan sit hoor. Gaan sy saam met jou of bly sy by julle? Lukas 1 van vers 46 af. Ek het vroeër vandag vanoggend vir u Lukas 1 vers 30 gelees. Die engel vir Maria gesê het, moenie bang wees nie. Jy het genade by die Here gevind en dit is die aankondiging van die engel oor die geboorte van Jesus en dan het ons 'n volgende opskrif in ons Bybels wat sê Maria besoek vir Elisabeth en dan het ons die volgende opskrif vir Maria se loflied. Maria het toe gesê, my siel loof die Here,
My gees jubel oor God, my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer so 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Nou, u weet, Elisabeth het so 'n paar maande tevore ook 'n besoek gekry, of eintlik haar man, Sagaria, en sy was op hierdie stadium swanger met Johannes die Doper, die voorloper van Jesus, en hulle twee is familie. Nou, broer en suster, laat ek eers met die kinders praat. Ek het vanoggend gesien, hier is 'n paar kinders. Wat staan daar? Kinders, nee. Ja, nee, is Lukas wat daar staan. Kinders. Kinders, wie's lus om gou-gou vir my net te kom help? Ek is altyd op my senuwees oor hierdie kindermomente. Want daar's of kinders of nie kinders nie. En dan is daar slim kinders en dan is daar nog slimmer kinders. Vandag is daar nie kinders nie. Kom staan, help my. Ek het nie prentjies of niks vanmôre nie. Ek het net nodig dat julle saam met my vanoggend gou-gou moet 'n ding uitklaar hierso. Ek wil by julle hoor. Wie van julle is bang vir 'n slang? Is jy nie bang vir 'n slang nie? Nee, party is en party is nie. Okay. Wie van julle is bang vir 'n spinnekop? Ek ook maar. Nou, kom ons vat nou net een, nee, kom ons sê nou maar 'n slang. Hier kom 'n slang verby. Jy is nie bang vir 'n slang nie, maar 'n slang is giftig, nee. Nou, nie alle slange is giftig nie. As 'n mens 'n slang ken, en kom ons sê papa, nie mamma nie, sy gaan weghol. Of het julle sterk mammas ook. Kom ons sê papa kom na julle toe, of iemand wat weet van slange en sê hierdie slang is nie giftig nie. Julle kan maar hierdie slang optel. Ek ken die slang. Gaan julle dit doen? Nog steeds nie. My gonna. Nou wat moet ek maak dat julle die slang optel? As jou pa vir jou kom sê, maar die slang is eintlik 'n troetelslangetjie, mens kan hom maar optel. 'n Popslang sê jy op. Wie sal dit optel? Wie's braaf? Kom staan die mense wat bereid is om dit te doen hier by my. Staan sommer langs my. Weet julle wat? Die storie wat ons nou net gelees het oor Maria, sy het gewaag om iemand te glo wat gesê het, moenie bang wees nie. Ek het 'n goeie storie om vir julle te vertel. Ek stuur vir Jesus na die wêreld toe en Jesus gaan hierdie lewe van ons omkeer en goed maak. Party mense kon gesê, nee, ek het 'n sleg droom gehad, iets met my gebeur, ek trust nie hierdie spulletjie nie. Maar Maria het net 'n engel gehad wat haar besoek en sy het gedog, wat gaan hier aan? Wie is hierdie? Sy het nog nooit so 'n ding beleef nie. Iemand wat haar kom besoek. Maar sy het toe nog gewaag om vir Maria te glo, die engel te glo en opgewonde geraak daaroor. En sy het amper soos wat ek nou met julle probeer die storie maak van die slangetjie, en mense is bang vir die ding as jy hier verbykom en jy weet nie wat dit is nie, of 'n spinnekop, tot iemand vir jou sê, nee, jy kan hom maar optel. Ek sal 'n spinnekop maar moeilik optel, hulle lyk vir my grillerig. Maar Maria het gewaag om die storie van Jesus die storie van die engel op te tel en te glo. En daar het wonderlinge dinge daarna gebeur. Ek gaan dit nou vir die groot mense en vir julle verduidelik, vir die res van die preek. Maar dink 'n bietjie daaroor na. Partykeer moet ons bietjie braaf wees en glo, en dan dop die wêreld vir ons heel om. OK, dankie dat julle vir my kom kuier het en vir my gehelp het om ietsie te verduidelik. Nou broer en suster,
Jy het nou al klaar die kiem van die storie gehoor, in hierdie klein geselsie met die kinders. En ek wil nou vir u vra, wie van julle het al onder die stort gesing? Ek sal nou vanoggend wou gehoop het hier is 'n stort in die kerk, nee, is warm. En dat het almal onder die stort gesing. Nou, hoekom het jy onder die stort gesing? Hoekom sing jy onder die stort? Ja, is een rede, een goeie rede. Ek is maar 'n bietjie versigtig om te sing. As ek hierso, ek het nou al die fout gemaak om hierdie mikrofoon aan te hou as ek sing. Deesdae saai hulle mos nie goed uit die wêreld in. En ek het al gewonder of ek nie gaan internasionaal geban word nie, omdat ek weet ek sing vals. So ek sit maar die ding af. Ek is 'n bietjie bang vir sing. Maar as ek in my motorfiets ry en ek het my valhelm op my kop, dan sing ek graag. Ek hoor net myself. En ek geniet my motorfiets. Ek geniet dit om met 'n bietjie iets te doen waarvoor ek lief is. Waar sing jy as jy nie onder die stort sing nie? Ek het al agtergekom, my vrou raak aan die neurie, sodra sy by die see kom. Ek dink nie sy weet sy doen dit nie, maar ek hoor haar. Dit is asof sy in 'n ander spasie kom, en dan relax sy oor iets, en dan begin 'n neurie sy 'n deentjie by die see, want sy is nou relaxed. Sy is nou in haar happy space. Waar is jou happy space? Elkeen van ons het verskillende happy spaces, waar jy aan die sing raak, omdat jy op 'n goeie plek is in jou lewe. Nou Maria, broer en suster, het gehoor haar kindjie Jesus gaan baie spesiaal wees. Sy het nog niks gesien nie, en sy het haar hart gevul met 'n lied wat sy sing, want iets hier in haar binneste het losgekom en het haar gevul met blydskap. Dis wat min of meer met ons gebeur as ons sing, nê, iewers onder die stort of in 'n happy space of wherever. Die gemeente, broer en suster van die Here, kan hier in Adventstyd waar ons die koms van Christus gedenk, ook uit dankbaarheid saam sing. Oor dieselfde saak, saam met Maria, oor die beloftes van God wat deur Jesus na ons toe gekom het. Dit is die kerk se happy space. Ek dink ons sukkel 'n bietjie daarmee. Maar Jesus se koms, Kersfees, is die kerk se happy space. Dis die plek waar ons kan saam sing met Maria en opgewonde wees. Ek lees 'n storie van Amy Allen. Sy sy stap een namiddag oor haar straat. So ek dink sy is 'n Lutherse dominee, en oor kan die pad van haar is 'n Romeinse kerkie. En daar's iemand besig om by die Romeinse kerkie die Maria standbeeld te verf. En sy stap toe oor om vir die vrou te gaan hallo sê, wat hierdie kerkie se standbeeld 'n bietjie nuut maak deur haar te verf. En ek het 'n foto daarvan. Is 'n ware verhaal. Sy sê, sy leer toe die vrou wat die Maria beeld verf as ene Gloria. Gloria, sê sy, het eens op 'n dag voltyds sulke beelde gemaak, maar Gloria is nou afgetree en sy bly so plus minus 90 km weg van hierdie dorpie af.
Sy sê maar een van haar vriende, Gloria se vriende, is nog lid van die gemeente en het vir haar gevra of sy nie vir hulle 'n guns wil doen en die beeld wil kom mooi maak nie, kom oormaak nie. Sy sê vir Amy, Maria is belangrik vir hulle, jy weet, vir die Romeinse kerk. Maria is belangrik. So sy kom maak haar mooi. Amy sê, as sy so na die foto kyk, na die kleure, wys weer vir ons die foto. Sy sê, dis nou 'n baie mooi prentjie van Maria, maar sy is nie eers seker of daar sulke kleure soos daardie bestaan het in die tyd toe Maria gelewe het nie. Daar was dalk nie sulke mooi pastelkleure nie. Dit was die kleure van Jesus se tyd was heeltemal anders. Daar het nie sulke kleure bestaan nie. Maar nou word Maria so pragtig aangetrek in hierdie mooi kleure. Dit laat haar dink, sê sy. Sy sê, dalk het ons ook al oor die jare heen allerlei interpretasies en verstane by ons verstaan van Maria gevoeg, dat ons dalk glad nie meer die oorspronklike meisie van die Bybelse tyd herken nie. Sy sê, dit laat haar nou nogal dink, jy weet, soos wat ons nou hierdie Maria toeverf met allerlei kleure, en die kleure is dalk nie eers dieselfde kleure wat Maria was nie. Wie was die werklike Maria? En dan noem sy so 'n paar, ek gaan nou net so vinnig 'n paar noem. Sy sê, ons kan verstaan, die regte Maria was in haar tyd natuurlik totaal en al verskrik en deurmekaar oor hierdie besoek van 'n engel aan haar. En ons kan dit lees, jy kan dit lees in die Bybel, sê ons. Ek nou vanoggend vir u sê, hier's verskyn 'n engel aan jou. Maria net so die mekaar, verward. Die tweede ding wat ons van Maria optel is dat die engel vir haar gerus stel en vir haar sê, jy moenie bang wees, jy moenie nou verskrik hê. Jy het nie nodig om bang te wees nie oor hierdie groot ding van my verskyning aan jou nie. Moenie bang wees nie. En hoor ons dit vanoggend 'n tweede keer. Sy sê 'n derde ding, sy sê op een of ander manier kry hierdie meisie Maria dit reg om nie haar kop te verloor nie, maar doodgewoon hierdie boodskap wat sy van die engel hoor na 'n paar vrae te ontvang en te aanvaar vir wat dit is, naamlik dis 'n boodskap van die Here. Die vierde ding, sy sê so word sy so oorweldig oor die opgewondenheid van hierdie boodskap toe sy dit nou haar eie maak, dat God deur haar die Christuskind in die wêreld wil bring, dat sy haar goedjies pak en trek en gaan kuier vir haar niggie Elisabeth. En jy moet dit lees, die vorige paragraaf. Want Elisabeth het klaarblyklik ook 'n swangerskap wat op 'n baie snaakse manier oor haar lewe gekom het. Maria was 'n jong meisie, Elisabeth was al 'n tannie in haar ouer jare. En souwaar, sê sy, tussen hierdie twee vroue, tussen Maria en Elisabeth, word soveel wysheid en hoop en beloftes gedeel aan die wêreld van hulle tyd en ook vir die wêreld van alle tye. Nuus wat hulle nodig het in hulle tyd. Nuus wat hulle vir hulself nodig het. Nuus wat vir hulle tyd nodig is en vir ons en oor die eeue heen nog steeds geld. Opgewonde oor hoop, oor iets wat gaan gebeur, oor iets wat God gaan gebeur, gaan laat gebeur. En nou is daar vanoggend hierdie vraag, of ons nie ook die gevaar loop, broer en suster, omdat ons eintlik so min weet van Maria, behalwe dat sy nou oop en ontvanklik was vir God se besoek aan haar, en ons so verwonder oor wat met haar gebeur het, ons haar mooi toeverf in allerhande lae en kleure van mooi en wonderlik dinge dink van Maria en hoe bevoorreg sy was, dat ons eie openheid en ontvanklikheid vir God se inspraak in ons lewens miskyk. Moet ons nie dit ook oorweeg nie? As die Here aan Maria kan ons verskyn,
Hoekom kan Maria nie aan jou en aan my ook verskyn nie? Die engel, die Here nie. Natuurlik gaan Jesus mos nie weer kom soos in Maria se tyd nie. Maar u en ek behoort mos oop te wees dat Jesus ook in u en my tyd op pad is. Dat Jesus in u en my tyd op pad is na die wêreld. Dalk nie op dieselfde manier as destyds nie, maar dat jy en ek die draers kan wees, soos Maria van sy koms na die wêreld vandag. Wat was Maria? Sy was net ontvanklik. Sy was 'n doodgewone diensmeisie en sy ontvang hierdie boodskap en sy maak dit haar eie. Sy het nie 'n rang gehad nie, sy het nie 'n posisie gehad nie, sy het nie invloed gehad wat sy iewers te kon gaan uitleef nie. Sy was maar sommer 'n doodgewone mens, soos ek en jy. En dalk probeer ons ook soos Gloria, wat haar beste talente gebruik om hierdie eerste Maria mooi te laat lyk daaroor kan die pad by die kerkie. Probeer ons ook vir Maria laat mooi lyk. Ons praat baie oor Maria en hoe bevoorreg Maria is. Maar dalk broers en susters sal dit help as ons vanmôre vir mekaar sê, maar op watter manier is ek en jy die draers van Jesus? Om 'n bietjie dieper te delf. En soos ons oor Maria dink en die wonder probeer agterkom van wat dit beteken en wat dan nou eintlik van hierdie besoek belangrik was, dit ook weer vir jou en vir my opnuut sal laat besef dat dit wat van ons gevra word om soos die eerste Maria oop en ontvanklik te wees vir die hoop wat God deur Jesus na hierdie wêreld kom aankondig het. Jaar na jaar, elke jaar, oor en oor, jy en ek, die draers van die hoop wat Jesus gebring het. Lukas vertel vir ons dat toe Maria gesing het, hierdie lied van haar wat ons nou gelees het sy nie net die beloftes wat aan haar gedoen is gesing nie, sy het dit begin leef. Sy was so opgewonde, sy het dit wat aan haar gebring is, wat haar hart vol gemaak het, sy begin leef asof dit alreeds waar is in haar lewe. Asof dit reeds in vervulling gegaan het. Maria sing, omdat sy so seker is van haar verhouding met hierdie God van Israel wat haar kom besoek het. En dit maak nie saak hoe uitdagend die wêreld was waarin Maria en Elisabeth hulle bevind het nie. As u nou dink, u en my wêreld is nou vreeslik uitdagend, en u en ek sit dalk vanmôre hier en heel wat skepties oor wat ons nou hoor en oor moet dink. Maria se wêreld was nie anders nie. Maria en Elisabeth was in 'n wêreld waar daar geweldige politieke magte 'n rol gespeel het in die lewe van Israel en 'n geweldige rol gespeel het oor die rol van 'n vrou, haar plek in die samelewing en huwelike en sy wat getroud was al dan nie met Josef. In so 'n wêreld waar daar geweld en mag 'n baie groot oorheersende rol in mense se lewens gespeel is. Kom hierdie twee vrouens met babetjies wat in hulle groei en bemagtig daardie babetjies, hierdie twee mense, om 'n veranderende rol in die wêreld te speel. Ja, 'n ouer vrou en 'n jong vrou kom op die wêreld omdat hulle ontvang wat God vir hulle gee en dit begin leef. Liewe gemeente, ons wêreld het baie groot probleme. Dit is gevul met groot probleme en ons kan nou vanmôre nou weer 'n lysie maak en vir mekaar almal in 'n depro inpraat. Maar in hierdie wêreld is daar mense soos Maria. Gewone mense. Wat die Here loof en die Here prys. Wat sing en spontaan sing oor die deurbraak van die werklikheid van God in hierdie wêreld.
Mense wat opgewonde oor die boodskap van Jesus se koms na ons wêreld. Hy wat die vredemaker is, die Christus, en waarvan ons op ons elkeen se maniere groot en klein draers is. Hoe sal hierdie wêreld ooit verander? Die wêreld sal verander terwyl ons hierdie een getrou dien, hom besing en aan hom die eer bring. Hom vertrou dat die wêreld sal verander deurdat ons draers raak van die verandering, van die nuutheid. Oomblik vir oomblik, een vir een, kind vir kind, wat gedoop is vanoggend, wat gedoop is en wat verstaan hoe wonderlik belangrik hulle in God se oë is. Geslag vir geslag, oorgedra van 'n oupa na 'n kind, na 'n kind, na 'n kleinkind. Huis vir huis, waar jy woon, en waar jy die ma of die pa is, of 'n kind is in daardie huis en die Here ken. Huis vir huis, oomblik vir oomblik, wanneer ek en jy geleentheid het om die Here te verteenwoordig, om die boodskap van vrede, wat God vir ons gebring het, en wat in ons harte grond gevat het, en wat vir ons rede gee om te sing, dat ek en jy in een mens se lewe op 'n stadium, met die mense met wie ek en jy elke dag te doen het, daai vlammetjie kan oordra aan ander. So kom die vrede, so verander die wêreld. Dit is wat ons hoop, dit is wat ons vreugde gee, dit is wat ons rede gee om te sing. Kom ons sing. Sittende sing. Ek is net bang u raak aan die slaap van die hitte. Sing jouself wakker. Ons het 'n geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien. En ek het nie vir die orgelis gesê nie. Jy hoef niks te doen nie, Mariaan.
Dit is voorreg om die Here met ons dankoffers te dien. Ek kan maar net noem hier op die blaadjie, so snapscan dingetjies, as u dit wil elektronies doen, of ek het dit nou sommer van my foon af gedoen, om 'n dankoffer te gee. Daar is soveel maniere hoe ons dit wel kan doen. Kom ons bid saam. Here, ontvang die dankoffer wat ons vir u bring. Met die lied in ons hart, en hierdie paar sente kan u koninkryk uitbrei. Kan u een visie 'n klomp maak. Ons bid dat u 'n wonderwerk sal bring deur die gawes van dankbare mense. In Jesus naam, amen. Kom ons sluit af, broer en suster, met hierdie lied. Verhef ons harte tot u Heer, en laat u liefde ons regeer. Wil deur u Gees steeds by ons bly, en ons in alle waarheid lei. Lied 155 vers 1, 2 en 3, ons kan dit staande sing, en dan kan ons die seën ontvang. Gemeente, as u met vakansie gaan, en rede het om bietjie te sing in die kar, of by vakansieplek, geniet dit, ry veilig, kom veilig terug, en mag u, waar u gaan, die vreugde hê om die Here te verteenwoordig met 'n lied in die hart. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly en gaan met julle elkeen.